een vers in Korintiërs, 1 Korintiërs hoofstuk 5. Prys die Here, ek gaan nog net so raak aan Korintiërs die waar is, amen. Maar die Here moet ons oor iets anders praat. Ek het vir julle gesê ons is by genesing, by heelmaking, by skoonmaking, amen. Prys die Here. Kom maar in 1 Korintiërs hoofstuk 5 en net vers 7. Is iemand net sê amen? As iemand net sê amen? Halleluja. Suiwer dat die ou sier deeg sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, wat ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. God se woord is geseënd, halleluja. Glory. Ek hoop nie maar verstaan die Engelse mense het nie verstaan die skrif korrek nie. Ek het nog nie meer Engelse Bybel hierso, amen. Prys hier maar die woord van die Here korrek. Halleluja. Bereik, halleluja. Paulus skryf hierdie gedeelte aan die Korintiërs en ek praat oor suiwere name. Paulus skryf hierdie gedeelte en hy sê, luister Korintiërs, hy sê suiwer dan nou. Halleluja, die ou sier deeg. Amen. Nou, die papasa, wat weet waar van die praat, sal jy moet amen sê. Sy sat op 'n stadium, sat hy moet die ou sier deeg uithaal en 'n nuwe sier deeg uitbring. Paulus skryf, hy sê, suiwer dan nou die ou sier deeg uit. Amen, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. En hy sê inderdaad, julle is ongesuurd. Paulus skryf aan die Korintiërs wat hy weet waar die Korintiërs gaan. Hy skryf aan die Korintiërs wat hy weet dat binne die Korintiërs in die geleedere, halleluja, was daar ou deeg. Maar hy skryf aan wat hy geweet het, halleluja, tussen hulle, halleluja, wat hy sier deeg, prys hier wat nie kon help om 'n nuwe deeg voor te bring. En Paulus skryf aan wat hy weet, dat binne hulle self, amen, was daar ou sier deeg. En hy sê, suiwer dan die ou sier deeg uit. Nou kinders van julle, vriende, familie, amen, hierdie woord, prys die Here, as 'n woord van herstelling, as 'n woord van suiwering vir die volk, halleluja, as 'n woord, halleluja, van suiwering vir die gemeente, as 'n woord van suiwering. Nou wat is suurdeeg? Suurdeeg is iets, eintlik vir 'n suurdeeg twee dinge. Amen, en brood, ja die suurdeeg, dat die brood bietjie kan rys. Amen. En die tweede ding wat die suurdeeg doen, hy maak dat die brood 'n bietjie langer hou. Amen. Prys die Here. Iemand wat weet wat in plaas sê, amen. Ek onthou daai jare, al daai tyd, het ons pakkies hier gehad, dan moet jy die hier voor die tyd aanmaak, met lauw water, voor jy in die deeg in knie, en hier voor jy, en die mens hulle eie suurdeeg gemaak. Maar suurdeeg het ook 'n gevaar. Amen. As jy te veel suurdeeg in die brood gooi, amen, hoor jy so, die brood sal jy nooit kan eet nie, want die suurdeeg maak die brood bitter. As jy te veel suurdeeg in die brood het, luister ek aan die brood nie is rys nie. Amen, want jy die suurdeeg dan weer ingaan.
gebruik nie. Jy kan nie brood bak nie. Jy kan niks doen met ou suurdeeg. En Paulus praat met die Korintiërs, omdat hy geweet hulle verstaan suurdeeg. Omdat hy geweet hulle verstaan bloemelkom, wat die doel van suurdeeg is. Omdat hy geweet dat hulle verstaan, Marisa, die gevare van suurdeeg wat oud is. En nou wil julle met ek en u praat. Amen. Paulus het die suiwer, die ou suurdeeg uit. Amen. Dat wat binne jou is. Amen, wat veronderstel is om te laat groei, om te laat reis, en jou langer te laat hou, en die langer te laat dien. Dat wat binne jou is, en ou die vermoord, en die Here sê, dat hy kan uitgaan. Iemand verstaan my nie. Paulus sê, suiwer die ou suurdeeg uit. Dat wil sê, jy moet dan op 'n spiritual detox gaan. Amen. You must go on a spiritual detox. Hallelujah. And you must take away and take out all the bad substance that's in your spiritual body. Miskien was jy baie lief vir iemand. En hy liefde kom koud word. En as liefde koud geword het, dan is het oud. En as hy oud geword het, dan beteken dit verander iets anders. En hy maak dat hy iemand begin haat. Ou suurdeeg. Amen. As jy miskien binne jou het, prys die Here, 'n gees van geloof. Amen, want die duiwel het jou so baie laat twyfel, dat hy geloof begin minder word. En geloof is minder as 'n mosterdsaad. Amen, en wat maak die duiwel? Dit wat bestem was, en dit wat bedoel was, om goed te wees en goed te doen. Maar die ongeloof. En dan sê jy, waar is die Here? Ek het gewoon iemand getuig in die Betty, van 'n suster. Amen, die vrou, hoekom moet dit dan so gaan? Amen. Ek het die en daai en dit gedoen. Ek het geloof gevat, maar ek geloof en so hard begin 'n man word. Dan verander het in bitterheid. En nie bitterheid teenoor mense nie, maar bitterheid teenoor God. Daarom skryf Paulus, hy sê suiwer die ou suurdeeg uit. Kind van die Here, ek kan heel aanpraat oor hierdie onderwerp. Paulus sê aan uit dit wat jou ongesteldheid was. Amen, uit jou geestelike dieet uit. Amen, uit jou dieet, dit wat nie goed is nie. Of dit wat oud is, halleluja. Hy sê wanneer jou uitgesuiwer het, if you cleanse yourself, if you're completed your detox, dan sal jy 'n nuwe dier word. Nou ek kan nie verwag met ou suurdeeg dat die deeg moet reis nie. Ons moet saamgestem. Amen. Jy kan nie eens verwag met oud suurdeeg om brood te bak nie. Amen. Want het gaan nie werk nie. Daarom as jy geestelik groei, Amen 2026, as jy die beloftes van die Here wil ervaar, hulle volgens Jeremia 29:11, as jy voorspoed en guns en goedheid en sukses moet bak, dan moet jy die ou suurdeeg moet jy uitsuiwer. Voor jy 'n nuwe deeg kan word. Nou 'n nuwe deeg, ek mooi, ek kan knie en kan bak. As jy lekker deeg knie, en hy is so mooi uitgereis, jy maak hom so mooi,
liefdesvoorliedjies op die ou laat ons lekker beestek ingespeel. En jy speel op so lekker, jy sit om in die pad. En die tyd dat deur so, dan sê die gaan een lekker brood wees. Dis een nieuwe deur. Maar sy deurpraat lê. Amen, is net aan mekaar in die naagte. Amen, die Bijbel hou net daar so. Amen. Prys die Here, sê my wat saamstem. Jy prys sommer so gepik. Jy kan nie eens reg opkom nie. Jy kan nie eens reis nie. Amen, prys die Here. Jou mag is ongesterkt geestelik. Dan kan jy nie verwag om 'n goeie brood uit die deur uit te kry. Paulus sê suiwer dit uit. Nou tussen ons ook mense wat vol onsuurdeeg is. Amen. En ons ken mos mekaar. Daai broer wat net aan mekaar stories maak. Amen, die broer en suster wat hou van vrede nie. Amen, die wat partyskappe verwek. Amen, wat toes inbring. Amen, is vol van die ou siel. Amen, ons sulke mense, sê Paulus, moet jy aan jou uitwerp. Sorry to God, maar dat is daar vir 'n rede. Paulus skryf en sê, dat die mense is daar, sodat die beproefd is van die Here openbaar te word. En my vriend, vanavond ken jy self. Ons ken onsself. Ons weet of ons ou sier weer binne in ons het. Miskien dink jy, hulle my sier weer is nog rand. Want ek spring op bietjie nou en dan. Ek getuig ook bietjie nou en dan. Amen. Dat moet 'n bietjie geestelike groei by my. Maar die Here sê, jy moet die ou sier weer uitsit. Sodat jy 'n nuwe deeg, nie 'n hartgeruiste deeg, nie 'n doodgegooi deeg, maar dat jy 'n nuwe deeg kan wees, wat uitgeruis is, vol van geloof, vol van hoop, vol van liefde, wat ook kan deel met ander. En dat die vanavond die sit en die weet is die persoon wat eindelijk die ou suurdeeg is. Dan wil ek vanavond introspectie doen. En sê, Here, is ek nie miskien die een wat altyd die moeilikheid maak en die moeilikheid bring. En die moeilikheid aanvier. Deur dit wat ek doen, deur dit wat ek sê. Paulus skryf en ek gaan afsluit. Hy sê, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. En hy sê die woorde, soos julle inderdaad is. Paulus sê, julle is nuwe deeg. Julle is nuwe deeg. Hy sê, maar baie keer op baie kere kom die ongeloof in. En hy ou suurdeeg wil inkom. En hy wil maak dat jou brood nie reis nie. Hy wil maak dat jou deeg nie opstyg nie. Hy wil maak dat die geloof min word. Soms keer kom die ou suurdeeg uit. En daarom moet jy as 'n kind van die Here, moet jy gereeld jouself suiwer. Amen. Jy moet gereeld die ou suurdeeg uithaal. En hoe doen die mense dit? Amen. Jy doen dit deur te kom bely en te laat staan. Jy doen dit deur om reg te lewe met jou bure, met jou vriende, met jou familie. Jy doen dit reg te lewe in die huis van die Here as 'n kind van die Here. En die regte dinge te doen. En dan sê Paulus, want ook ons Paaslam, Christus Jesus, wat vir ons geslag was ongeseerd. Beteken hy was sonder sonde, sonder vlek, sonder rimpel, hy was ongeseerd. En daarom ons genade die ou suurdeeg uithaal. As jy vanaf iemand is wat nog met ou suurdeeg aangaan in 2026, suurdeeg van 2025, party loop met suurdeeg van 2023 en 2020, party loop met suurdeeg van
vroeg in die 2000s. Amen. Hulle praat met die jong mense, praat van hy het beef met my. Dat hy beef is maar so oud. Hy beef stink aan. Maar jy wil hy beef by die altaar. Kom weer weg. Paulus sê, suiwer na die ou sierweeg uit. As jy nie van iemand gehou het nie, is ou sierweeg. Suiwer uit. Amen. As jy van iemand geskinder het, sleg gepraat het, is ou sierweeg. Suiwer uit. Belei het en laat staan. En weet jy, as jy dit gaan doen, dan gaan jy sien, die Here gaan vir 'n nuwe deeg gee. En in die deeg, uit die deeg uit, gaan er baie brode kom waar jy kan meedeel aan ander wat soek om 'n stukkie van u te geniet. Suiwer vanavond die ou sierweeg uit. Die Here sê.